Nou, hier is vir julle 'n nuwe een. Wat het spitsore en 'n IQ van 20? Nee, weet jy? Kan nie raai nie. 20 krokons. Wat van die ene? Wat het... Interster beheerkamer versoek die professor, kaptein Delarey en luitenant Buys om dadelik aan te meld. Ek herhaal. Sal die professor, kaptein Delarey en luitenant Buys dadelik by Interster beheerkamer aanmeld. Dankie. Klink of sy benoud is. Kom, kerels. Waar was julle? Ek het oral gesoek. Die tyd van die dag behoort julle almal op kantoor te wees. Jammer, Lida. Ons het net 'n koppie koffie gaan drink. Professor, u behoort daarom te weet dat u my moet vertel as u die kantoor verlaat. Baie stout, weet u? Ek het gesê ek is jammer, Lida. Ek sal nie weer nie, hoor. Kaptein Delarey, jy en luitenant Buys behoort julle te skaam. Lida, jy wou ons dringend gespreek het. Ek raak so ontsteld. Ja, iets onverwachts het opgeduik. Ons radarstelsel het vreemde bedrywigheid by Jupiter opgespoor. Volgens my staande instruksies is dit voldoende rede om 'n alarmsein graad 3 uit te stuur. Wat beteken dat ons ondersoek moet gaan instel? Goeie ou Interster, die waghond van die sonnestelsel. Ons kry nie eers erkenning van die publiek nie. Jy verwys heeltemal te ligtelik na die toestand, kaptein. Ja, Lida, ek weet, is net... Daar so baie vals alarms. Interster moet sy geheime aard behou, kaptein. En voor julle gaan kyk wat by Jupiter aan die gang is, wil ek julle van my jongste inligting vertel. Die posisie is dit, kerels. Die krokons. Jammer, ek is laat, professor. Ek het net my batterye laat laai. Juffrou Fourier en jou keel ook afgeklim. Nee, waarom sou sy? Jy's gelukkig. Sy het ons uitgevrede omdat ons 'n koppie koffie gaan drink het. Van pligsversuim beskuldig. Sy's reg. Elektrisiteit is vir my noodsaaklik om aan die gang te bly. Maar koffie? Nee, wat, dis 'n luukse. Wat? Wie jy nou voorstel dat ons sonder 'n lekker koppie boeretroos moet klaarkom? Onmoontlik. Kerels, soos ek besig was om te verduidelik, ons weet die krokons het nie hulle poging om die aarde te vernietig laat vaar nie. Ek het 'n sterk voorgevoel dat hulle binnekort 'n sterk aanval op ons gaan loods. Watter vorm sal dit aanneem, professor? Dit kan ek nie met sekerheid sê nie, kaptein. My inligtingsbronne kon nog nie besonderhede verskaf nie. Het sal weer 'n lae onderduimse plan wees. Hulle is te bang om openlik te veg. Krokon probeer om in die goeie boekies van die interplanetêre volkerenorganisasie te bly, luitenant. Hulle sal enigiets probeer, solank dit net nie na volskaalse oorlog lyk nie. En intussen veg ons 'n koue oorlog teen Krokon. 'n Oorlog wat heel moontlik nou by Jupiter voortgesit word. Toe, kerels, gaan kyk wat daar aan die gang is. Lekker, luitenant. Alles gereed? Alles in orde, kaptein. Interster beheer. Impala 1 vra toestemming om te vertrek, hoor? Impala 1, u het toestemming om te vertrek, oor? Dankie, beheer. En hou vir ons 'n fles koffie gereed vir die terugkomslag. Oor en uit. Nie se spul stout kinders. Kaptein, u kan soms 'n regte tergees wees, weet u? 'n Mens moet vir jouself kan lag, Bikkie. Laat staan nou die grappies, manne. Luitenant, styg op. Impala 1 styg op, kaptein. Bestemming Jupiter. Watter koers beveel jy aan, Bikkie? Op die huidige tydstip is die planeet Jupiter sowat 620 miljoen kilometer van die aarde af, kaptein. Ek sou sê koers AFK 715. Dis nie wat Impala se rekenaar sê nie. Die skeepsrekenaar sê AFK 716.
Hoe verklaar jy die verskil, Buggy? Die Apollo-rekenaar het nie met die asteroïde-gordel rekening gehou nie, luitenant. Ons sal die grootste asteroïde Ceres moet misry om by Jupiter uit te kom. Soos gewoonlik is jy reg, Buggy. Gaan oor nie versnelling. Het die lansering goed afgeloop, juffrou Lida? Soos altyd, professor. Met die beste ruimtetuig in die heelal en 2 van die knapste vlieëniers wat bestaan, kan 'n mens ook seker niks anders verwag nie. Kaptein Delarey het gevra ek moet die fles koffie vir hulle warm hou. Hy kan soms so vermetel wees. Dan is jy nie meer kwaad omdat ons sommer so weggeloop het nie. Ag, professor, julle gee my grys hare. Maar wat kan ek nou eintlik daaraan doen? Dis die 3de maal die week dat ons die een of ander verskynsel moet ondersoek. Weet ek dit nie. Hierdie al ewige gewerk maak inbreuk op my sosiale lewe. En die vlug is so kort dat ek nie eers my verlore slaap kan inhaal nie. Kaptein, ons moet nou hiperversnelling beëindig. Dankie, Buggy. Maak so. Daar's Jupiter. Kyk die groot rooi kol. Kenners sê die groot rooi kol word aan 'n reuse storm in die atmosfeer van die planeet toegeskryf. Ja, ek weet dit lyk pragtig, manne. Maar skakel die radarskerms aan en hou julle oë oop. Pragtig. Pragtig. Dis volmaak. Ja, hoogheid. Ons kon nie 'n beter plan bedink het nie. Jy bedoel, ek kon nie aan 'n beter plan gedink het nie. Watter ander wese sou so iets kon doen? Niemand anders nie, hoogheid. Manskap, ry net weer 'n slag by die maan Europa verby. Ek wil die toneeltjie uit 'n ander hoek bekyk. Daar sy. En wie se ruimtetuig is dit? Man, dit lyk vir my na 'n krokonruimtetuig. Dit is beslis 'n krokonruimtetuig, kaptein. Vermetele skepsels. Hulle is ver binne ons gebied. Die keer kan hulle nie kom sê dat hulle verdwaal het nie. Kerels, kom ons haal hulle. Kaptein, kan ek skiet asseblief? As dit moet, Buggy, kan jy maar die sneller trek. Hoogheid, daar is 'n ruimtetuig wat op ons afpyl. Dit is 'n ruimtetuig van die aarde af. Dit lyk, ja, verflaks. Dis die Impala-model. Dit moet Delarey wees. De Delarey, hoogheid. Ja, onnossel. Maak dat ons wegkom. Hulle het ons gesien. Hulle gaan wegkom. Skiet, Buggy, skiet. Mis. Hulle is te ver. Probeer weer 'n slag. Vuur. Lekker. Verflaks de Delarey. Geef het. Ons moet wegkom. Met geraagde hoogheid. Ag, hulle het weggekom. Ja, ons was net te laat. Kaptein, dit is vir my vreemd dat die krokonruimtetuig daarin geslaag het om die verdedigingsnetwerk van die aarde binne te dring. Ja, jy's reg, Buggy. Ons radarstelsel moes ons gewaarsku het die oomblik toe hulle ons sonnestelsel betree het. Dalk het hulle iets ontwerp wat ons radarstelsel kan flous. Ons moet probeer uitvind. Laat weet vir aardbasis dat ons binnekort sal terugkeer. Impala 1 vra toestemming om te land, hoor? Impala 1, u het toestemming om te land. Aanloopbaan 2, oor en uit. Kaptein Delarey wou nie oor die lug praat nie. Hy het gesê hy sal graag persoonlik aan u verslag doen, professor. Dit klink ernstig. Asof ons nie genoeg probleme het nie. Ek hoop net nie dis krokon wat weer ons lewens gaan versuur nie. Hoogheid, ons het Krokon bereik. Waarvoor wag jy dan, manskap? Vra toestemming om te land.
Krokon beheer, Krokon tuig vra toestemming om te land. Krokon ruimtetuig. U hebt toestemming om te land. Een Krokon ruimtetuig, né? Ek wonder hoe hulle deur ons verdedigingsnetwerk geglip het. Ons het ons dieselfde vraag afgevra, professor. En geen antwoord gekry nie. Daar is net 2 moontlikhede, professor. Of hulle het 'n toestel ontwerp wat ons radarstelsel kan vlous, of hulle het van iemand binne ons sonnestelsel wou ontvang. Iemand binne ons sonnestelsel? Nou wie sou so 'n ding aanvang? Verraaier? Ja, dat is moontlik, maar ek wonder wie? Dis nou vir jou gemors. Julle het op ons afgekom voordat ons die bom kon stel. Ek breek nog eendag elke beentjie in sy liggaam. Dit sal beter wees as hy uit die weg gerem kan word, Ogiet. Beter? Dis noodsaaklik dat Delarey doodgemaak word, idioot. Tref my, meneer Gorman. Dis tyd dat ons weer by mekaar kom. Ek is baie jammer dat die sending nie na wense afgeloop het nie, Prins Karnati. Ek het alles gedoen om dit vir u te vergemaklik. Ek weet ja, maar dis daardie vervlakste Delarey. Wie sou nou ooit kon dink dat hy juis op daardie tydstip by Jupiter sou uitkom? Ek help graag, hoogheid, maar u sal my meer moet vertel van die plan. Ja, daarvoor wil ek u na my paleis toe nooi. Die paleis? Dit sal vir my die eerste keer wees, hoogheid. Ja, ek kom graag. Dadelik. Hoorn uit. Nee, professor, ons kon glad nie agterkom wat hulle daar gesoek het nie. Mas ons hulle 'n rukkie ongesiens kon dopgehou het. Nee. Ons moes van ons geleentheid gebruik maak. Ons het hulle onverwags betrap. Maar as ons gewag het, het hulle ons dalk fyn geskiet. Is waar, ja. Maar is nietemin jammer dat ons nou geen benul van hulle werklike plan het nie. Ek dink ons moet die planeet Jupiter goed dophou. Ag, Pikkie. Die sonnestelsel is te groot om voortdurend onder bewaking te hou. Daar sal altyd 'n gaatjie wees waar deur die krokons kan kruip. Maar ek stem saam, ons moet op ons hoede wees. Ons is by Krokon, baas. Mooi. Prins Karnati, hoor maar hier. Ek vra toestemming om te land. Hoor? U mag land, meneer Gorman. Welkom op die planeet Krokon. Ek het gedink dis tyd dat u van my gasvryheid geniet. Ek waardeer dit. Ons gesamentlike doelwit raak al belangriker. En elke dag dringender. Dis feitlik net 'n Delarey wat tussen ons en oorheersing van die heelal staan. Ja, as hy eers dood is, sal die aarde soos 'n ryp peer in ons skoot val. Ekskuus. 'n Spreekwoord, hoogheid. As Delarey dood is, sal die aarde baie maklik verower kan word. Ja, maar luister nou na my plan. U het koffie bestel voordat u weg is, kaptein. Baie dankie, Lida. En wat van 'n elektriese opkikkertjie vir Pikkie? My batterye is heeltemal in orde, dankie, kaptein. Dis net mense wat gedurig moet eet om hulle kragte te herwin. Ek dink ons moet maar gaan rus. Ek het so 'n voorgevoel ons gaan binnekort 'n uitgebreide toer van die sonnestelsel onderneem. Eet, drink en slaap. Ai, hoe bly is ek dat ek nie elke dag dieselfde ou rutine het nie. Jupiter is die grootste planeet wat kan bestaan. As dit enigstens swaarder was, sou dit 'n dwergster geword het. Ja, Ons wil Jupiter in 'n dwergster omskep. Die bykomende hitte wat so in die sonnestelsel vrygestel sal word, sal die mense op aarde vernietig. goeie plan, hoogheid. Maar hoe doen ons dit? Ons gaan 'n bietjie snoeker speel, soos julle aardmense sê. Ons wil op een van die klein maane van Jupiter 'n atoombom stel. Wanneer die bom ontplof, sal die maan, een van 12 wat om Jupiter wentel,
en die ander maane vasjaag. Die wentelbane van Jupiter se maane sal heeltemal omvergewerp word. En die kans is uiters goed dat een of meer van die maane op Jupiter sal neerstort. Dit sal natuurlik die kritieke massa van Jupiter by die ontvlammingspunt verbystoot. En wanneer die planeet onder sy eie swaartekrag in mekaar begin sak, word nog 'n son in die aarde se sonnestelsel gebore. Die mens sal doodgaan. Maar ons krokons is beter daartoe in staat om hitte te weerstaan. Ons sal die aarde se sonnestelsel koloniseer. En daarna is die heelal ons. In my asteroïde sal ek die ondraaglike hitte kan vermy. Ek ry net na 'n ander deel van die sonnestelsel toe. As vergoeding vir my samewerking sal ek aandring op minerale ontginningsregte op al die planete. Afgespreek. Wat sal my rol wees? U gaan vir my die atoombom stel. En de la Rey nooi om die ontploffing by te woon. Hy verwag ek moet al die vuil werk doen. Dis nie genoeg dat ek hom laas in die aarde se sonnestelsel ingesmokkel het nie. Daardie kans het hulle ook sleg verbrou, want hulle ry het hulle soos honde weggejaag. Jy moet nou die atoombom op Jupiter se kleinste maan gaan stel. Ja, want hy is te bang om dit self te doen. Maar, as hulle ry in die aarde eers vernietig is, sal ek van Karnati en sy gespuis ontslaa raak. Gelukkig is die bom 'n kleefmyn. Dit is nie nodig dat ons self op die maan land nie. Nogtans, wat maak ek as hulle ry by op Heterdaad betrap? Ek is jammer om julle weer vanoggend te moet uitstuur, kerels. Ons is net so jammer, professor. Ek is glad nie gelukkig oor die toestand by Jupiter nie. Al ons inligting dui daarop dat die krokons hulle volgende aanval daar gaan loods. Meneer Gorman het vir opperbevel laat weet dat ook hy iets in diervoege verneem het. Sy boodskap het juis vanoggend deurgekom. Gorman? Wat het hy by Jupiter gemaak? Nee, hy sê hy was nie self daar nie, maar een van sy bronne het hom in kennis gestel dat die krokons 'n aanval op Jupiter beplan. Soos julle weet het hy baie inligtingbronne. En te veel wil dit partymal voorkom. Hy het in elk geval voorgestel dat opperbevel 'n ruimtetuig stuur om ondersoek in te stel. En daar word weer op Interster se knoppie gedruk. U behoort die opdrag as 'n kompliment te beskou, kaptein. Hulle is klaarblyklik daarvan bewus dat u en luitenant Buys die knapste span is waaroor hulle beskik. Ons is pas by Jupiter se grootste maan verby. Maak gereed om die bom te loods. Die maan bestaan hoofsaaklik uit yster en nikkel. Die kleefmyn sal maklik daaraan vassit. Alweer op pad, kaptein? Ja, Lida, die moeilikheid by Jupiter wil net nie gaan lê nie. En daarom kry ons nie die kans om 'n bietjie op ons rug plat te gaan lê nie. Ai, ek kry julle so jammer. As die werksure julle pla, hoekom bedank julle nie? Ek bedank. Wat sal ek dan anders kan doen? Buitendien, ek hou van my werk. Bewys dit dan, luitenant, bewys dit. En moenie so baie kla nie. Mooi so. Geen op pad. Gou voor hulle ry aankom. Ek het laat weet hulle moet iemand stuur om beweerde ongeruimthede te kom ondersoek. Dit sal beslis hulle ry en Buys wees. Maar tussen Lida en Puggy sal ek nog gek word. O, dan so, luitenant. Hou u dan nie van my nie. Nee, Puggy, dis nie dit nie. Julle is altyd so glad met die mond. 'n Man kan nooit die laaste woord inkry nie. U moenie sleg voel nie, luitenant. Ek is geprogrammeer om welsprekend te wees. Juffrou Villiers is 'n vrou. Vir haar is die welsprekendheid 'n aangebore eienskap. Luitenant, beëindig die versnelling.
Niks op skerm nie. Bemerk jy iets, Bikkie? Nee, kaptein. Al wat ek kan sien is die planeet Jupiter en sommige van sy 12 maane. Ja, eienaardig. Hulle is nader aan mekaar as wat gewoonlik die geval is. Seker toeval dat die wentelbane van die maane juist nou nader aan mekaar val. So 'n samendromming vind maar baie min plaas. Een keer elke paar miljoen jaar. En stamp hulle mekaar dan nooit nie? Nee, wat, luitenant? Die kans daarvoor is baie skraal. Kaptein, my Geiger telpois het die een of ander kerntoestel opgespoor. Dis beslis nie een van ons nie. Kom ons gaan kyk. Daar sê. Het lyk na 'n soort kleefmyn. Iemand wil die wentelbane van Jupiter se maane versteur, kaptein. Ek hoef u nie daaraan te herinner nie dat 'n verstoring van die ewewig rampspoedige gevolge vir die ganse sonnestelsel kan inhou. Dit besef ek maar te goed, Bikkie. Ons moet daardie kleefmyn gaan verwyder. Ek stel voor dat u onmiddellik plan maak, kaptein. Ek vermoed dat daardie kerntoestel enige oomblik kan ontplof. Dan kan ons nie tyd mors nie. Ons moet die kleefmyn probeer wegsleep van die maan af. O, aardigie tog. Die kerntoestel behoort oor enkele minute te ontplof. En dan is dit totsiens aan Dillery en aan die aarde. En ons is heersers van die sonnestelsel. Luitenant, die sleeptou. Die sleeptou, kaptein. Die elektromagneet is nou by die kerntoestel, kaptein. Skakel aan die elektromagneet. Ja, kaptein. Baie stadig. Bietjie meer, luitenant. Hy's los, kaptein. Luitenant, laat wy, maar nie te vinnig nie. Toe maar, kaptein, ek sal baie versigtig wees. Nog 30 sekondes en is alles verby. Sal ek so lank die champagne gehaal, Bas? Ja, en bring vir jou ook 'n glas. Luitenant, dis al ver genoeg. Skakel af die elektromagneet. Met plesier, kaptein. Maak die gaping tussen ons en daardie kerntoestel bietjie groter, luitenant. So groot as moontlik, kaptein. Nou. Sjoe, dit was amper. En so byna was dit die einde van die sonnestelsel soos ons dit ken. Kerels, huis toe. Sjoe, skielik is ek doodmoeg. Laat weet vir aardbasis ons is op pad. Aardbasis. Impala vermeld suksesvolle afweer van aanval by Jupiter. Ons keer terug na basis. Hoor? Alweer Dillery en buis. Dit was in elk geval ook 'n fout van Kardati se kant af. Daardie bom moes veel vroeër ontplof het. Bas, ons kom ons ook die bom verstel het om dit vroeër te laat ontplof. Bly stil, onnozel, vat weg die gemors. Dit is weer aan Bikkie te danke dat ons so vinnig op die regte spoor kon kom. Sy diagnose was dadelik in die kol. Hulle wou dus die wentelbane van die maane van Jupiter versteur. Ja, professor. En as ek dit nie mis het nie, wou hulle die planeet Jupiter op die wyse in 'n dwergster verander het. Nog 'n son in ons sonnestelsel. Ons sou goed gebraai het. Dis natuurlik die krokons wat daarvoor verantwoordelik was. Wie anders? O, ek word so kwaad, weet u. Ek kry sommer 'n kortsluiting in een van my stroopbane. Ek verplakte krokkers. Okay, Bikkie, okay. Waarvandaan die sterk taal, hè? Ag, professor, ek kan nie anders nie. Die krokkons is sulke nare wesens. Daar stem ons almal saam, Bikkie. Maar kom ons gaan rus almal so 'n bietjie. Of hoe?